Goeiedag en hartlik welkom by Reguit met Robinson hier op Litnet. Die stof het nog nie gaan lê nie oor die oop brief deur so 40 Afrikaners dat hulle die Trump-administrasie se narratief verwerp dat die wit Afrikaners die slagoffers is van rassistiese vervolging in Suid-Afrika. Die ANC het die verklaring vroeër verwelkom. Vroeër het president Donald Trump in 'n direkte konfrontasie met president Cyril Ramaphosa hom beskuldig van volksmoord teen wit Afrikaners. Dit was juist in die tyd dat 'n afvaardiging van Solidariteit die VSA besoek het om die situasie in Suid-Afrika soos hulle dit sien aan die Amerikaners te verduidelik. Die ANC het hulle van verraad beskuldig. Ons gaste is Barend Legrandsie, sameroeper van die organisasie Dialoog vir Aksie, een van die ondertekenaars van die oop brief, en dan ook Jaco Kleinhans, woordvoerder oor buitelandse sake vir Solidariteit. Hy sluit by ons aan vanuit Orania. Welkom. Jaco, jy sit nou daar tussen wit Afrikaners. Gee jy Trump gelyk dat die groep die slagoffers is van rassediskriminasie? Ja, absoluut so, Freek. Ek dink daar's by my geen twyfel daaroor dat Afrikaners rassediskriminasie ervaar nie, maar ek dink waarmee ons wel miskien met mekaar kan saamstem, is dat diskriminerende praktyke in Suid-Afrika veel wyer en breër is, en ek dink dit het ons nog by Solidariteit altyd ook gesê. Ek vat maar 'n voorbeeld, die hofsaake wat Solidariteit enkele jare gelede suksesvol gevoer het in die Wes-Kaap by die Departement van Korrektiewe Dienste, waar daar rassekwotas was en waar bruin Suid-Afrikaners en ook dan ons Solidariteit lede nie bevorderings gekry het nie weens rassediskriminasie. Ons is oortuig daarvan by Solidariteit dat die omvang van hierdie regstellende aksiewette en wat ons noem rassewette eenvoudig te ver gegaan het die afgelope paar jaar, dat dit eenvoudig 'n permanente aard begin kry het, wat 'n oortreding is van 'n internasionale konvensie van die VN wat Suid-Afrika ook self onderteken en geratifiseer het. Interessant, Amerika het dit nie onderteken nie, maar Suid-Afrika sê dat ons sal nie rasse diskriminasie implementeer wat 'n permanente aard ontwikkel nie. Dit beteken, en ek dink dit is goed vergelykend met regstellende aksie in ander lande, dat daar moet altyd 'n einddatum wees. Nou, regstellende aksie kan 'n spesifieke doel hê, maar dan moet dit wel baie duidelik altyd die oogmerk hê om ergens tot 'n einde te kom. En regstellende aksie, swart ekonomiese bemagtiging, al die ander forme van rassewette in Suid-Afrika het in ons opinie 'n permanente aard begin kry. En die Amerikaners se standpunt is dat hulle glo dat Suid-Afrika te ver gaan in terme van die rassebedeling, is in ons opinie heeltemal korrek. Die Trump-administrasie se standpunt daaroor is in ons opinie heeltemal korrek, maar ja, ek kan nie genoeg beklemtoon om te sê dat dit definitief nie net Afrikaners is wat diskriminasie ervaar nie. Die presidentsekantoor sê met hierdie brief van die 40 stuks Afrikaners is daar gepraat oor die landsgenote, die Afrikaners, saam met die ander. En die res, sê hy, is geraas. So, Jaco, voel jy deel van die geraas? Interessant, Freek, dit is 'n interessante punt, want daar's baie gesprek tussen die Solidariteitsbeweging en die regering. So dis nie asof ons nie met mekaar praat nie, en van ons kant af is daar 'n groot behoefte om te praat. Ek wil een of twee punte vinnig net bevestig, en dit is dat ons is almal verras gewees deur president Donald Trump van Amerika se uitvoerende bevel wat hy minder as 2 weke na sy inhuldiging onderteken het oor Suid-Afrika, waarin hy vlugtelingstatus vir Afrikaners aangebied het en waarin hy baie krities was oor Suid-Afrika. Ons was nie daarvan bewus nie. Ek was verlede jaar in November, nog na Trump se verkiesing in Washington. Ek het met van sy voornemende mense geskakel en ek was nie bewus van die uitvoerende bevel nie. Ek dink dis baie duidelik. Die dag nadat president Trump hierdie bevel onderteken het ons 'n brief geskryf aan president Ramaphosa om uit te reik na hom en te sê, kom ons werk saam in antwoord hierop. Ons sal moet saam reageer en saam met die Amerikaners praat. Hierdie hou 'n groot bedreiging vir Suid-Afrika in. President Ramaphosa het nie positief daarop gereageer nie. Hy wou nie met ons praat nie. Jy het in jou inleiding genoem, ons is toe Washington toe. Ek en 3 kollegas, ons het Februarie daar met 'n klomp mense ontmoet. Ons het teruggekom in Maart. Ons het weer aan president Ramaphosa geskryf
vir hom terugvoer gegee oor ons besoek en weer nie reaksie gekry nie. Daarna was ek natuurlik self weer saam met een kollega onlangs 3 weke gelede in Amerika. Voor hierdie besoek het ons weer aan president Ramaphosa geskryf en gevra, laat ons asseblief praat, ons is bekommerd en dis natuurlik nou na die 30% invoertariewe ingestel is, wat ons almal, dink ek elke Suid-Afrikaner op een of ander manier nadelig raak. Maar intussen tyd was daar baie gesprekke met mense in die ANC, met mense in die regering, verskillende ministers op verskillende vlakke. Daardie gesprekke vind voortdurend plaas tussen die Solidariteit Beweging en die regering. Ek dink ongelukkig dat president Ramaphosa is bang vir politieke gevolge as hy op 'n amptelike vlak met ons 'n gesprek en met ons begin saamwerk om hierdie krisis met Amerika te probeer bylê. Barend, julle sê in daai brief wat julle geskryf het, nie in my naam nie. Wat is dit wat nie in die Afrikaner se naam moet wees nie? Goeiedag Freek en hallo Jaco, lekker om julle te gesels. Ja, jy het 'n klomp aspekte nou genoem, so is baie moeilik om te begin om te vra nie in ons naam nie. Want ek wil dit baie duidelik ook stel dat alles wat AfriForum en Solidariteit doen is nie te sê dis nie in ons naam nie. Daar's baie dinge wat AfriForum baie goeie werk doen. Ek bedoel hulle doen ongelooflike werk ten opsigte van opleiding met Akademia en Soltrek. Dis sake wat ons nodig het, instansies wat ons nodig het om die algemene ekonomie van ons op te bou en om alle mense te bevoordeel in Suid-Afrika en al die ander werke wat hulle doen. Daar's sekere aspekte egter wat vir ons 'n baie groot bron van kommer is en dit was wat ons sê nie in ons naam nie. Nou praat ons spesifiek hier van Afrikaners. Nou as ons Afrikaners kan ons baie definisies gee, maar hoe mense in Suid-Afrika die Afrikaners sien. Ek praat van ons medelandgenote. As jy vir 'n swart of 'n bruin persoon vra, maar hoor hierso, wat sê jy, wat is ek? Dan sal hy vir jou sê ek is Afrikaner. En as jy vir hom vra maar hoekom sal jy so sê? Dan gaan jy 95% van die keer hoor, hy sê maar jy is wit nie, jy praat Afrikaans nie, jy kom van Suid-Afrika. So daar moet geen onsekerheid wees wat betref die identifisering van ons as landsgenote, wat 'n bevolkingsgroep ons is nie, 'n kultuurgroep nie. Wat ons sê, en ek konsentreer op die agenda, met ander woorde, ons praat van die verklaring wat ons uitgereik het en wat ons daar gesê het. So ek wil my daarby bepaal, dis 2 aspekte. Die een is die feit dat daar gesê word, daar word uitsluitlik teen Afrikaners, en ek het nou die definisie gegee vir doeleindes van hierdie program van ons, word uitsluitlik teen Afrikaners gediskrimineer. En dan punt nommer 2 is dat ons is sogenaamd die slagoffers as gevolg van dat daar 'n volksmoord is. Dit is die kern van die saak. Dit is 'n absolute onwaarheid as ek met laasgenoemde kan begin. Reeds in 2018, in meneer Donald Trump se eerste termyn, het die persepsie al reeds ontstaan van 'n sogenaamde genocide, soos wat hy dit ook genoem het. Toe hy aan bewind gekom het, nie kort daarna, het hy dit baie duidelik gestel dat hier is 'n volksmoord wat plaasvind teen Afrikaners, in ander woorde 'n bewustelike aanslag op die lewens van 'n bepaalde bevolkingsgroep, die wat Afrikaans sprekend is in Suid-Afrika. Daardie saak, en omdat ek met Jaco ook nou hier praat, dat die Solidariteit AfriForum verteenwoordig, het ons nooit ook gesê in ons verklaring, ek het ook nooit met vorige onderhoude ooit gesê, en daar word min gesê dat hulle die persone is wat dit gesê het vir die kantoor van die president van Amerika nie. So ons gaan nie, dit is nie 'n kwessie nie. Maar as ons 'n bietjie gaan kyk net, dit is die persepsie ongelukkig. Wie ook al die boodskap oorgedra het, dit weet ons nie. Ons weet net dat AfriForum Solidariteit het op 'n baie gereelde grondslag met die mense van die Kongres en amptenare van die Withuis het hulle gekommunikeer en gepraat. Wat vir ons baie vreemd was, is dat daar was sedert meneer Donald Trump die aankondiging gedoen het, dat daar 'n volksmoord is en daarom gee hy vlugtelingstatus en hervestigingsregte vir Afrikaners uitsluitlik. Was daar nog nooit 'n verklaring gewees dat meneer Donald Trump praat 'n onwaarheid nie, want dit is van alle waarheid ontbloot. Daar is nie 'n aanslag nie. Nou praat ons nie van plaasmoorde nie. Ons praat, want dit is 'n tragedie, dat daar plaasmoorde is.
mense wat in afsondering is, wat ver is as gevolg van die bedryf van die landbou, dat hulle vermoor word. Maar dit is nie 'n aanslag van swart mense of wit mense of die regering teenoor wit mense. Dis 'n kriminele aspek. En dit word nêrens in statistieke word bewys dat dit is die geval dat wit mense spesifiek geteken word nie. Ons het 'n misdaadprobleem. Hierdie land van ons, Suid-Afrika, het 'n geweldige gewelddadige land geword. En daaronder lê ons almal, wit, bruin, swart. Dit is 50 en 80.000 mense in 'n jaar wat vermoor, onaanvaarbaar. En dit moet voor die deur van hierdie absolute korrupte, onbevoegde, kaderontplooide regering geneem word dat hierdie land het ontaard. Want dit het niks te doen met 'n aanslag teen wit mense nie. Ons kan baie stories ophaal. Maar as ons gaan kyk na die stories in die Kaapse vlakte, as ons kyk na die stedelike gebiede wat almal onveilig is, en ons kyk na die plattelandse gebiede en plase, is oral dieselfde. Die een kan nou sê, ja, dit is meer gewelddadige moorde vind oral plaas. So ons het nog nie 'n verklaring gehoor van Solidariteit Afriforum, wat meneer Donald Trump, jy skoei hierdie aanbod wat jy gemaak het, dis hulle eie, dat ek net byvoeg, dat meneer Donald Trump is die president van 'n eie soewereine land. Hy kan besluit neem dit wat hy wil. Maar in hierdie hele situasie het hy Suid-Afrika ingebring deur waar hy ander mense uit die land uit sit, bring hy Afrikaners in onder die voorwendsel van 'n volksmoord. Dit kan ons nie bekostig nie, want nou skielik word Amerikaanse beleid gebruik om rassekonflik en rassevervreemding in Suid-Afrika te bewerkstellig. Hoe verduidelik ek wat Afrikaner is vir ons bruin en ons swart mense waarmee elke dag te doen het? Ek het die voorreg, as ek wil, kan ek net eenvoudig Amerika toe gaan, want ek is 'n vlugteling. Ons swart mense kan dit nie doen nie. Dis onregverdig, dis 'n onwaarheid. Dis die aspek ten opsigte van volksmoord wat ons duidelik moet sê, en ons verwag dit van 'n organisasie soos Afriforum, wat 'n groot persentasie van die Afrikaners verteenwoordig in Suid-Afrika, om daai leiding te neem, te sê, ons is nie van plan om deur 'n geleen gelei te word nie. Ons doen nie ons eie mense 'n guns nie, en ons doen nie ons ekonomie guns nie, want as dit nie kan stop die plaasmoorde nie, dan gaan ons ekonomie daaronder lê. Maar daar kan nie iets gedoen word nie, want daar is nie 'n volksmoord nie. Met ander woorde, AGOA is te sprake, die tariewe is te sprake, maar daar is nie 'n volksmoord wat 'n rede gee vir hom om dit te doen nie. Dis een aspek. Die ander aspek, en ek stop eers hier, ons sê van, is daar diskriminasie? Ja, daar is diskriminasie, maar ons kan daarby kom, as jy my weer 'n kans daarna gee. Ja. Goed, Jaco, wat sê jy in terme van hierdie storie van volksmoord? Het julle dit ooit enigstens genoem aan die president? Trump? Ja, Frik. Ek sal graag daarop wil reageer en tog nou vir een keer, ek so bly vir hierdie platform, dit dalk nou dit alles baie mooi vir een keer verduidelik, al het ek dit eintlik dalk al op ander kere ook gedoen. Solidariteit en Afriforum het nooit nie, maar ek dink Barend stem daar met my wel saam, het nooit in die geskiedenis tot nog toe ooit in enige skakeling met die Amerikaanse regering beweer dat daar 'n volksmoord in Suid-Afrika plaasvind nie. So dit het ons nooit ooit gedoen nie. Ek is in Mei maand by Nampo, die landbou skou daar by Botawil, by gesprek deur Waldemar Pelser reguit gevra, vind daar 'n volksmoord in Suid-Afrika plaas? Ek het gesê nee, ons amptelike standpunt as Solidariteit en Afriforum is, daar vind nie 'n volksmoord plaas nie, en ons het ook in gereelde en herhaaldelike skakeling met die Amerikaanse regering presies daardie boodskap oorgedra, dat ons dink daardie is 'n verkeerde interpretasie, en dit is nou die grys lyne. Ek dink ongelukkig Barend en die ander ondertekenaars van hierdie ope brief, hulle wil eintlik hier 'n harde skeidslyn sien, 'n swart-wit soort van skeidslyn sien oor die hele argument van diskriminasie of dan geweld en dan ook uiteindelik plaasmoorde. Ek dink president Donald Trump het na statistieke gekyk. Hy het gekyk na inligting wat ek weet ook wie een van sy raadgewers met tyd aan hom gegee het van die brutale wrede plaasaanvalle en plaasmoorde, die Iriese marteling, die foto's, en Trump het dit geïnterpreteer
die brutaliteit daarvan as 'n volksmoord. In ons eie skakeling, en so ek sê, ek was al 3 keer in die afgelope 12 maande in die VSA, met verskeie mense het ek gesê, daardie is 'n verkeerde interpretasie. So julle sal ook sien en gaan kyk gerus dat president Trump het, sou ek sê, in die laaste 6 maande of wat, nie weer die woord volksmoord gebruik in sy verwysing na Suid-Afrika nie. Die punt oor die gebruik van die woord volksmoord en sy verwysings na plaasaanvalle, plaasmoorde en die geweld ook tydens daardie ontmoeting in die Witte Huis met president Ramaphosa, was 'n baie beperkte spesifieke fokus van 'n baie breër agenda. Ek dink dis waar ek met Barend sal verskil is Trump se standpunt oor plaasmoorde, diskriminasie teen Afrikaners en moontlik dan ook hierdie volksmoord idee wat hy gehad het absoluut niks te maak met sy besluit om tariewe in te stel teen Suid-Afrika, om ontwikkelingshulp te staak teen Suid-Afrika, om aanvanklik selfs die PEPFAR befondsing te stop, of om uiteindelik ook AGOA, daardie handelsgeleenthede vir Afrika lande te kanselleer nie. Trump het 'n reeks kwessies op die tafel geplaas waaroor hy ongelukkig is in sy verhouding met Suid-Afrika, Amerika se verhouding met Suid-Afrika. Plaasaanvalle, plaasmoorde is een van hulle. Die ander is die hele kwessie oor die saak teen Israel, die breë buitelandse beleid in die Midde-Ooste met Iran en andere. 'n Ander een is die eiendomsreg, die onteieningswet wat president Ramaphosa verlede jaar in Desember onderteken het. En dan is daar natuurlik 1 of 2 ander kwessies wat hy daar tydens daardie ontmoeting met president Ramaphosa duidelik op die tafel gesit het wat hulle voel vir Amerika onaanvaarbaar is, buite binnelandse en buitelandse beleid. Waar ek verskil is die interpretasie van plaasaanvalle en plaasmoorde. En ek dink daar gaan ons van mekaar verskil, want dit is nie so eenvoudig soos om te sê plaasaanvalle is bloot net misdaad nie. Ons erken almal, en daar stem ons wel saam, dat Suid-Afrika het 'n reuse krisis met misdaad en met geweld. Kyk wat gebeur, ons is die hoogste verkrachtingsland in die wêreld, en dit terwyl ek nou die dag lees 'n bewering dat soveel as 40% van verkrachtings nie eens meer aangemeld word by die polisie nie. Maar slegs volgens die amptelike statistieke het ons die hoogste verkrachtingskoers in die wêreld. Ons het die 3de hoogste moordkoers in die wêreld. Die soort van geslagsgeweld in ons land wat plaasvind. Ons almal erken, dit is 'n reuse krisis. Daar's op die Kaapse vlakte 'n groot probleem met bendegeweld. Daar's 'n spesialis-eenheid daarvoor geskep. Daar's 'n probleem met renosterstropery in die land. Daar's 'n spesialis-eenheid daarvoor geskep. Boere se vroue, veral ouer egpare, word op hulle plase geteiken. Dit is 99% van die gevalle. Afrikaners, mense in afgeleë gebiede wat vir ure en ure gemartel word. Dit lyk totaal anders as 'n moord wat in Tembisa of Atteridgeville of waar anders ook al plaasvind. En AfriForum het al verskeie verslae saamgestel dat in talle gevalle is die plaasmoorde rasgedrewe, dit word gedryf deur die sin van Kill the Boer, daar is bewyse daarvan, onderhoude wat gevoer is met plaasaanvallers in tronke. Weereens sê ek, nie in alle gevalle nie, in enkele gevalle. Onthou ons groot probleem, Freek, is dat minder as, ek dink minder as 20%, ja, as ek nou die nuutste statistiek onthou, is dit 17% verlede jaar gewees, van plaasaanvalle word die aanvallers suksesvol vervolg, né? In die meeste gevalle word die moordenaars, die aanvallers nie eens gevind nie, en dan vind nooit suksesvolle vervolging plaas nie. Dit maak dit moeilik om natuurlik die motief oor die algemeen te probeer beoordeel en te verstaan en te begryp waarom plaasmoorde plaasvind. Maar waarvan ons verskil is, en daaroor kan ons dalk maar verskil, is dat ons is oortuig na jare dat daar tog in terme van plaasaanvalle en plaasmoorde dikwels ook 'n identiteit gefokusde motief is, en dit is hoekom ons vra vir 'n spesialis-eenheid wat plaasaanvalle en plaasmoorde moet ondersoek. Goed, Barend, julle maak ook die stelling dat die Afrikaner kultuurgoedere gekaap word. Wat bedoel julle daarmee? Nee, ek dink die belangrikste aspek, ek wil net terugkom, want Jaco het baie lang uiteensit gegee en konsentreer op plaasmoorde. As hy die statistiek aangee, ons sê 60,000 mense die afgelope jaar vermoor, hoeveel plaasmoorde was daar? Sê ons nou plaasmoorde is nie belangrik nie, ek is deel van die Afrikaner organisasie, ek weet, ek ken mense wat vermoor is. Ons sit met 'n situasie nou, dat nog steeds word ons beskou as enigste slagoffers. Wat meneer Donald Trump het spesifiek
7000, hy het net 7500 wat hy gaan toelaat in sy land van alle bevolkingsgroepe. Hy sonder die Afrikaner uit. Net die Afrikaner sonder uit om te sê hele mag soontoe kom. So ons speel in sy rasagenda in Amerika om net die Afrikaner uit te kry. Dit is totaal onregverdig teenoor al ons ander mense. Om te sê dat moorde is anders op plase. Elke moord is seker anders, maar die brutaliteit daarvan is so erg in enige samelewing. Die feit dat kill the boer, kill the farmer, word elke keer opgehaal asof dit 'n oproep is vir volksmoord. Selfs Julius Malema se voorganger by die ANC jeugliga, hy is al lankal dood, het al daai lied gesing. Tot op hierdie stadium was daar nog nooit 'n absolute aanslag op ons wit mense gewees nie. Ons moet nie daai voorbeeld van kill the boer, kill the farmer nie. Julius Malema het steun verloor onder sy eie mense. Hy is 'n persoon wat op sy laaste is ten opsigte van sy politieke agenda. Sy eie ondersteuners is al moeg vir hom. Die ondersteuningsbasis het gedaan, ons gaan nog steeds onderhou daai lied aan. Is dit reg dat hy dit sing? Nee. Hierdie regering moes al lankal al sterk standpunt ingeneem het. Ongelukkig het selfs hof het bevind dis nie haatspraak nie. Dit is haatspraak. En ons verskil daarvan die hof. Dis onaanvaarbaar dat ons in hierdie dag nog steeds kan toelaat dat Julius Malema daai lied sing. Maar die mense wat sy ondersteuners het nog nooit ag geslaan daarop nie. As daar gevalle is en as hy sê daar is bewys, natuurlik daar kan sekere mense wees wat seker baie meer brutaal opgetree het as gevolg van die sing van die lied en daarom is dit nie aanvaarbaar nie. Want dit is nie 'n algemene saak nie. Ons werk in Suid-Afrika op fantastiese menslike verhouding met al ons mense. Daar is moontlik 'n klein persentasie wat hatig is, maar net so ten opsigte van ons geval weer teenoor ander bevolkingsgroepe. Maar ons kan nie maak asof ons die enigste patetiese groep is wat nou moet vlug nie. Voorbeeld. Eergister is daar 'n vliegtuig wat vertrek het na Amerika toe. Daar's veronderstel gewees om 50 mense op daai vliegtuig te wees. 3 Afrikaners het opgedaag. Toe vra maar wat is die fout? Nee, die ander het nog nie al hulle sake in orde gegee, van hulle moet nog hulle huise verkoop. Lyk dit soos mense wat vlug? Lyk dit vir mense soos vlug? Ons kan nie so oneerlik wees nie. Wat daar 'n volksmoord is wat tans in Sudan plaasvind. Ek het gereis 'n paar jare gelede saam met voetakriege van die suide na die noorde van Sudan. Ons kon veilig ry. Vandag kan jy as honderde duisende mense wat uitgemoor het, daar's geen twyfel nie. Wat in Gaza nou plaasvind en plaasgevind het die afgelope 2 jaar. Die tragedie van 1200 Israelies wat vermoor is, reageer daar eerste minister van sy land aan die wis eenvoudig duisende mense vee hy plat op 'n klein strokie van 22 km by 15 km. 10% van die bevolking van Gaza is of beseer of gesterwe. Wat gebeur in die Nazi-bewind is volksmoord. Nou kom ons en ons maak daai vergelyking. Kan jy dink hoe negatief dit ons beïnvloed ons toeristebedryf? Vir wit mense wat van Europa en Amerika wil hier kom toer. Nee, ons kan eintlik nie, want hier vlug mense Amerika toe. Daai persepsie, Jaco wil ons sê, julle kan verduidelik, sover julle wil om dit regverdig, ons kan nie dit regverdig nie. Dat ons nie dit baie ernstig opneem om daai persepsie, ek kan nie verstaan. Julle het ongelooflik baie tyd spandeer, dat daai boodskap nie duidelik kan oorkom. Maar julle kan nie ons bevoordeel op grond van volksmoord nie. Julle kan nie as ons met grond vergrype nie, want daar word nie grond gegryp nie. En ek wil dit wel aanmoedig, gaan voort met julle veldtog vir daai wette wat op die wetboek is. Ons is 'n regstaat, ons kan dit beveg in die hof, maar nêrens word daar plase eenvoudig net voor die voet weggevat nie. Mense se eiendom gekonfiskeer nie. Ons kan nie gaan sê ons is die enigste bevolking. Dis waarvoor ons brief gaan. Dis hoekom ek op die agenda wil bly, waarvoor ons sê. Die laaste punt wat ek wil maak, is daar diskriminasie teen Afrikaners? Ja. Daardie wette op die is diskriminerende wette. Maar die instelling, die regverdigheid van daai diskriminerende wette was in die 94-95 die opstel van die grondwet en wat daarmee gepaard gaan gedoen vir regstelling vir die onreg van die verlede. Waar mense nie stemreg gehad het nie kon koop waar hy wil nie, kon bly waar hy, gedwonge verskuiwings, al daardie
menswaardige afbrekende beleid wat skade gedoen het, wat jare sal neem. Toe kom die ANC, so swak soos hulle is, sit die wette wat veronderstel was om regstellend te wees, nee, toe misbruik hulle het. Met 'n klein elite is daar deur korrupsie, onbevoegdheid, word dit misbruik. Ja, nou is die debat wat ons maar kan voer, né? En Afriforum hulle kan dit ook voer. Is daar die wette nog steeds nodig? Die ANC, die mense wat voorheen gelei het geval, hy val nou weer die mense en hy val ook die Afrikaners. Daar's nie 'n kwessie by nie. Maar ons moet nie nou, selfs nou se rasmalwette wat julle noem, enigstens vergelyk. Dis nie regverdig om dit te vergelyk met die brutale apartheidswette wat mense se menswaardigheid aangetast het nie. Ons kan dit nie doen nie, dis nie regverdig nie. As ons praat oor diskriminasie, spreek dit aan. Nee, maar dis nie omgekeerde apartheid nie. Dis dood eenvoudig, ons moet nou dit aanspreek, na 30 jaar moet ons baie verder te gevorder, dit het nie gedoen nie, dit kan ons aan die deur van die ANC lê, hulle is verantwoordelik daarvoor. Jaco, wat dink julle van die hele poging van Trump om Afrikaners, wit Afrikaners, na Amerika te lok en vir hulle groen boekies te gee, né? Dis hy groen kaart, sodat hulle dit makliker kan kry as ander. Ja, ek verstaan nie Barend se relaas nie, hoor. Ek moet ongelukkig hier eerlik was. Ek weet nie waar hulle 40ste brief nou uitgeval het nie, want Trump het natuurlik hierdie vlugtelingprogram al begin Februarie aangekondig, maar skielik is hulle nou baie kwaad. Ek dink hulle is eintlik kwaad vir Trump. Kyk, ek dink hierdie klomp linksliberale Afrikaners wat hierdie brief onderteken het, lei aan 'n soort van oikofobie. Maar hulle is in 'n baie bevoorregte posisie, want Barend Jaco, kan ek net onderbreek? Ek het nie beledigend gelees. Nee, ek wil nie beledigend nie. Jy gaan weer jou kans kry. Ek het jou nie onderbreek toe jy gepraat het nie, Barend. Kyk asseblief 'n kans kry om te praat. Jy het my onderbreek, ek het jou nie onderbreek tot nou nie. Gee my asseblief 'n billike kans om my standpunt te maak, as jy graag welkom om te antwoord. Jy's welkom. Dis reg. Ek dink as jy gaan ontleed wie hierdie mense is wat hierdie brief onderteken het, Freek, dan is dit almal mense wat uit 'n uiters bevoorregte posisie kom. Almal mense wat of hulle salarisse en hulle loopbane verdien het tydens die apartheidsera of kort daarna, mense wat in die akademie werk, mense wat uit die staatsdiens kom. Ek ken van hierdie 40 mense die meeste van hulle. Almal uiters bevoordeelde mense, almal mense wat redelik suksesvol is en mense wat baie min geraak word deur die rassewette vandag in Suid-Afrika. Hulle is nie die klein sake ondernemers wat sukkel om 'n kontrak te kry weens die rassediskriminasie nie. Hulle is nie die jong Afrikanerkind wat probeer om in te kom om veeartsenykunde te studeer by die Universiteit van Pretoria en wat nie inkom nie omdat daar rassekwotas by daai universiteit en verskeie fakulteite is nie. Hulle is nie daai mense nie. Hulle sit in geïsoleerde omgewings uit 'n uiters bevoorregte posisie en lewer kommentaar. Lewer hierdie ongelooflike kommentaar oor dit waarmee ander mense besig is. Ons lede, die Solidariteit Beweging se lede, waarvan daar in totaal 700,000 betalende mense is. As jy nou duplikate uithaal, dan is dit so net oor die 600,000 individue. Daardie mense is die mense wat ons daagliks kontak, wat sê, maar weet jy wat, ek werk nou 20 jaar in 'n posisie, ek werk ongelooflik hard. Die persoon wat 2 jaar my junior was, is sopas as my baas aangestel en bevorder. Die omvang van rassediskriminasie van die polisiediens, deur die onderwys, deur watter staatsdepartement tot in die privaat sektor. My kind wil gaan studeer by 'n universiteit. Hy moet 20% beter presteer as 'n swart student, want daar is spesifieke verskillende vereistes volgens rassegroepe. As ek hierdie goed op die oorsese verhoog vertel, wanneer ek na Amerika gaan of na Europa gaan en ek vertel vir hulle mense, dis die rassebedeling in Suid-Afrika. Dis die omvang van rassediskriminasie teen blanke Suid-Afrikaners. Kom ons sê dit nou maar, dis teen blanke Suid-Afrikaners, want dis hoe die bedeling is. Ek wil eintlik hierdie rasseterme uit hê. Ek wil nie hê ons moet praat van blanke Suid-Afrikaners en bruin Suid-Afrikaners en Indiër Suid-Afrikaners nie, maar dis hoe die stelsel werk.
Die stelsel vertel vir my kind, wat vir jaar graad 12 is, jy moet om in te kom by die Universiteit van Pretoria om te gaan studeer, soveel beter doen as 'n swart kind. Dan is daar soveel rassekwotas, en as jy nou maar nie inkom nie, moet jy maar eers BSc gaan studeer, dalk selfs vir 2 jaar, dan kan jy weer gaan probeer. Is dit die boodskap aan jong mense en aan die volgende generasie van die toekoms? Dis die werklikheid waarmee ons saamwerk. En dan moet ek antwoord op die voortdurende beskuldiging van volksmoord, van hierdie vlugtelingsprogram. Ek het dit nou oor herhaal. Ek weet nie hoe genoeg kan ek myself herhaal nie. Ons by Solidariteit en by AfriForum het niks te doen, niks te maak met die gebruik van die woord volksmoord nie, en ons het nooit ooit gedink om eers 'n voorstel te maak oor 'n vlugtelingsprogram nie. Om die waarheid te sê, elke Afrikaner persoon wat onder hierdie vlugtelingsprogram Amerika toe gaan, is daar 'n goeie kans dat hy of sy 'n Solidariteit lid was, en dat ons eintlik 'n lid verloor. Ons probeer eintlik mense hier hou, ons probeer 'n toekoms skep in Suid-Afrika vir ons mense, wat dan nou in meeste gevalle, 90% van die gevalle by Solidariteit en AfriForum, Afrikaners is. Kyk wat het ons verlede week gedoen, kyk wat het AfriForum aangekondig, die projekte saam met ander kultuurgemeenskappe in Suid-Afrika. Terwyl mense besig is om oop briewe te skryf, het ons 'n hele afdeling van mense wat besig is om verskeie swart gemeenskappe te bemagtig met landbouprojekte. Ons kry trekkers geborg, planters, saad, kunsmis. Ons finansier daai projekte. Ek kan vir mense dit gaan wys. Waarin jy was, dink ek, daar gewees. Daar het ons verlede week 'n Akademia kampus in die Parel bekend gestel met nie 'n sent geld van die staat nie met 'n sent geld van groot besigheid wat altyd maar probeer om die staat gelukkig te hou nie, met hierdie 600-700 000 lede se geldjies wat hulle elke maand vir ons gee, wat ons wegsit elke maand 'n deel van, bou ons 'n tweede kampus vir Akademia vir alle Afrikaanse studente aan die Kaap. Ek kan vir jou sê, die blydskap wat daar is op die platteland van die Weskaap, by bruin Afrikaanse mense, oor hierdie kampus wat in die Parel gebou word. Dis eintlik die dinge waaroor ons wil praat. Ek kan nie reageer. Moet ek probeer om 'n vlugtelingsprogram te stop? Moet ek vir president Trump probeer oortuig om sy vlugtelingsprogram te stop? Is dit wat die 40 ondertekenaars van hierdie brief wil hê? Ek verstaan nie waarom die reaksie en die woede teenoor Solidariteit en AfriForum nie. Iemand soos Piet Kroukamp het my nou die dag gevloek, harde vloekwoorde teenoor my gebruik om my te probeer beskryf. Die beledigings teen Max de Pre op sosiale media. Dis nie mense waarin saam met wie jy die brief onderteken het. Waarom die woede vir Solidariteit en AfriForum? Wat meer moet ons doen? Ek sal graag wil weet wat meer wil ons doen, want ons Amerika skakeling van jaar, daarmee sluit ek hierdie punt af. Hierdie 3 besoeke van my aan Amerika was in belang van Suid-Afrika, want die Solidariteit lid werk langs die Suid-Afrikaner wat anders lyk as hy en wat nie 'n Solidariteit lid is nie, wat geraak word deur dieselfde 30% tariewe, deur dieselfde dinge wat gebeur. So dit wat ek gaan doen in Amerika is nie net in belang vir Afrikaners nie, dis in belang van die hele Suid-Afrika. En Barend, wat dink jy? Duidelik sê, Freek, die rede hoekom ek nou net onderbreek het, is dat hy het op 'n reeks nou van beledigings ingegaan op die individue, waarvan hy niks weet. Hy ken nie my omstandighede nie. Hy sê dadelik ek is 'n bevoorregting. Hy ken nie die ander persone nie. Hy sê hy ken dit nie. Dis die tipe van beledigings wat ons in die afgelope paar dae gekry het en glad nie gekonsentreer gewees het op dit wat ons in die verklaring geplaas het nie. Om te sê ons is nou moeg om te hoor ons is nie slagoffers nie, of ons is slagoffers, om dit te sê ons is moeg daarvoor. Natuurlik sal AfriForum en Solidariteit nou al moeg wees daarvoor. Dis die rede hoekom ons daai verklaring uitgereik het. Ons kan nie moeg raak daarvoor as die beeld en die persepsie nog steeds bestaan en hulle stel dit nie reg nie. Hulle gaan nog steeds eenvoudig voort om besoeke te bring en in te speel, en ons in Suid-Afrika, ek is 'n Afrikaner, maar ek dink 'n bietjie weier. Ek verstaan dat AfriForum, julle grondwet sê julle moet kyk na die belange van die Afrikaner, net soos wat daar ander bevolkingsgroepe wat in minderheid in ander lande ook hulle eie verenigings en so aan. Maar julle is nie die regering van hierdie land nie. Die regering van die land bestaan uit 'n regering van nasionale eenheid. Hulle is die persone wat die buitelandse beleid moet bepaal, nie julle by die regering daar nie. Julle kan met gesels met wie julle wil. Maar julle maak dit geweldig moeilik vir ons en vir die res van die bevolking
om nie die persepsie en narratief wat gedryf word dat ons hierdie verskriklike alleen slagoffers is nie. Dit veroorsaak rassespanning, dit veroorsaak eenvoudig vervreemding. Ons kan dit nie bekostig, veral nie met ons verlede nie. Om te gaan sê dat ons is slagoffers, dis waarvoor die brief gaan. Daai ander dinge is ander goed. Ons kan verskil, selfs binne die groep kan ons verskil oor ander goed. Dis nie waaroor dit gaan nie. Slagofferskap is die prioriteit. Dit is waaroor ons praat. Die vraag is ons? Nee. Ons Afrikaners is die beste ekonomies geposisioneer in Suid-Afrika. Die werkloosheidssyfer is 40% plus die Afrikaners is so wat 7%. Op kunste, op kulturele gebied gaan dit met ons die heel beste van enige ander bevolkingsgroep. Daar's feeste en feeste op feeste. Ek het nou die dag hier in die Kaap 43,000 mense net na Afrikaanse musiek geluister. Daar's nie meer televisie Afrikaanse stasies is dit nie. Binne in hierdie vreeslike korrupte in hulle is. Die regering doen ons Afrikaners baie goed. Hoekom? Omdat ons deur 'n lang geskiedenis van bevoordiging kom en ons kom dit nog steeds. Destyds is amper al die wat mense so sistematies van 94 uitgewerk het die staatsdiens uit in koöperatiewe sektore om vir ander bevolkingsgroepe kans te gee. Ek ken nie meer 'n familielid van my of vriende wat nou meer by die staatsdiens werk nie. Maar ek ken baie van hulle wat daai tyd gewerk het, vandag besigheidsmense is, wat hulle die kundigheid uiteindelik en het agterkom ons kan dit doen. AfriForum is oor die tyd rig ongelooflike groot akademiese institusies op. Hulle gaan nou 3,2 miljard rand spandeer op 'n nuwe kampus. Daai geld gaan nie kom van die regering nie. Daai geld gaan nie kom van ander bevolkingsgroepe nie. Dit gaan kom uit Afrikaans, dit gaan kom uit Afrikaanse geleerders. Met ander woorde, die kapitaal is eenvoudig daar. Dit sê vir jou, dit is 'n bevoordeelde, ons het gewerk, ons sê natuurlik, maar ons werk af vir die ander. Ons is almal in Suid-Afrika, ons moet saamwerk. Ons kan nie net een groep bevoordeel, slagoffer speel wanneer dit ons pas, en die res van Suid-Afrika maar kan eenvoudig vergaan nie, en sê dis die regering wat maar moet doen nie. Ons kan almal saamwerk, en ons kan ook saamwerk met mekaar en met die regering om 'n beter Suid-Afrika vir alle mense te skep. Nou, ons hoop dit kan gebeur, daai samewerking waarvan jy praat. So nou en dan is dit seker nodig dat mense 'n bietjie hard praat, as ons verskil van mekaar, maar daar's tog nog maniere om dit te doen op 'n billike manier, regverdigheid, respek en die aanvaarding van elkeen se reg tot vryheid van spraak. Baie dankie aan die twee van julle. Ek waardeer dit. Geniet die dag vorentoe. Dankie, dankie vir. Mooi gaan.